jaar waarin God sy kinders gaan herstel in 'n geestelike vlak. Hemelse Vader, ons kom vanmôre en ek wil hierdie oggend aan U hand oorgee. Sal U vanmôre wag voor my mond sit, dat ek nie een woord sal spreek wat uit myself uit is nie. Mag ek nie my eie opinie vanmôre oorgee nie. Maar mag ek vanmôre net 'n kanaal wees waardeur U Gees die waarheid sal bring. Heilige Gees, U praat deur my vanmôre. Mag ek nie gehoor of te sien wees nie, maar mag U al die eer kry. Mag daar geen valsheid by my uitkom nie. Mag dit nie vanmôre oor my gaan of oor 'n kerk gaan. Mag dit alles oor U gaan en U koninkryk. Jesus, mag U naam vanmôre verheerlik word deur dit wat ek sê. Sal U vanmôre plesier vind in dit wat ek vir U wil doen en gehoorsaam. Maar U alleen kry die eer, die lof, die dank en aanbid. Maak ons nou toon die kosbare bloed nie. Ek kom teen elke mag van die vyand, ek bind elke gees wat nie van God af is. Ek kom teen elke stronghold, ek kom vanmôre teen elke skans wat die vyand opgerig het. Ek kom vanmôre teen elke ding wat die vyand probeer het om te keer dat mense vanmôre goed kan uitkom. En ek verklaar vanmôre die werk van die vyand kragteloos deur die bloed van Jesus Christus, deur Jesus self en die kruis van Golgotha wat daar gedoen is. Verklaar ek vanmôre in die naam van elke ander naam dat die werk van die vyand verbreek is. En ek spreek lewe oor elkeen in die plek. Vader, ek bid dat ons ontvanklik sal wees om te vat wat U vir ons wil gee vandag. Dat ons nie hier sal uitstap en sê ek het 'n mooi woord gehoor nie, maar dat daar saad in ons harte in sal kom vanmôre en dat U Gees dit sal laat groei. Holy Spirit, come and help us to receive the seed that You want to sow into our lives this morning. And may this seed be made alive. En mag dit vrug dra, veelvoudige vrug. Mag dit ons lewens verander. Ek bid dit nou in Jesus naam. Amen. Gee aan die Here lofoffer. Prys die naam van die Here. Baie dankie vir elkeen wat hier is vanmôre, elke besoeker, everybody welcome this morning. Mag jy vanmôre die krag van God in jou lewe beleef op 'n bonatuurlike wyse. Ek wil vanmôre met U praat as ek 'n tema aan dit kan sit wat God vir my gegee het. Sal dit wees dat 2026 Jesus het dit reeds oorwin. Jesus het klaar oorwin. Hy moet nie nog oorwin. Hoor jy wat ek vanmôre vir jou sê? Jesus het klaar oorwin. Amen. Hy klaar oorwin. Ek dink hy is al nie wat doen. Is dit tak nie? Ja, reg. Dankie. Kan jy my nou beter hoor? Prys die Here. Jesus het klaar oorwin. Hy moet nie nog oorwin nie. Hy moet nie eintlik nog iets doen nie. Nou klink dit snaaks. Jesus moet nie eintlik nog iets doen nie. Toe hy hang aan die kruis, toe sê hy dis volbring. Hy het reeds alles gedoen en hy sê vir ons in die woord, ek het vir julle alles gegee wat tot die lewe lei en godsvrug. Ek het vir julle alles gegee, ek het vir jou oorwinning gegee, ek het vir jou alles gegee, ek het alles klaar gedoen. It's been paid full, in full, dit is klaar betaal, hy het klaar oorwin, hy moet niks nog oorwin in my lewe nie, elke ding waardeur ek gaan vanmôre, het hy reeds oorwin. Jy moet dit besef, elke aanslag op jou lewe vanmôre het hy reeds oorwin. Elke demoniese mag wat teen jou kom, het hy reeds oorwin. Daar's nie iets wat ek moet nog oorwin. Maar hy het vir my die oorwinning gegee.
Jy moet dit vat vanmôre. Prys die naam van Here. Ek wil vanmôre vir jou sê, Jesus het klaar 2026 oorwin. Johannes 16 vers 33 gaan ek net vinnig lees en dan gaan ek nou Romeine hoofstuk 8 toe, baie bekende gedeelte van vers 31. Johannes 16 vers 33 en dit is hier waar Jesus vir sy disippels sê, dit is nou die tyd dat julle almal uit mekaar uitgejaag gaan word. So hulle gaan julle nou uit mekaar uitjaag, hulle gaan my oorlewer en al hierdie dinge moet nou gebeur. En vers 33 sê hy vir hulle, dit het ek vir julle gesê dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Nee, ek moet nog die wêreld oorwin nie. Nee, ek het, so jy gaan challenges hê, jy gaan aanslaai, jy gaan dinge, maar moenie worry nie, ek het dit alles waardeur jy gaan klaar oorwin. Die struggles waarmee jy struggle, het God klaar oorwin. Hy het alles betaal, elke liewe ding, he paid for. Sodat wanneer ek in hom is en in hom glo, ek die oorwinning kan hê wat hy gekry het op die kruis van Golgotha. Sodat dit nie uit my eie krag moet wees nie, maar deur die krag van God wat hy aan my verleen. So hy sê dit baie mooi, ek het klaar die wêreld oorwin. Romeine 8 vanaf vers 31 sê, wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hierdie is 'n probleem wat baie mense het. Hulle sukkel om te dink, wonder, is God nou vir my of is hy nie? As die vyand 'n vraagteken in hierdie deel in jou lewe kan bring, het jy moeilikheid. As jy deur 'n storm gaan en jy weet nie God is vir jou nie, en jy wonder, Here, waar is U? Hoekom gebeur hierdie goed met my? Dan het die vyand jou al klaar. Maar as jy weet in jou hele wese en jy is verseker om te sê dat as hy vir my is, wie kan teen my wees? Dit moet iets wees waaraan jy geen twyfel het. This must be something in your life. If God is for me, who can be against me? And many people struggle with this. Because the moment things go wrong, why Lord? Hoekom gebeur dit? Hoekom laat die Here hierdie goedes toe? Hoekom het dit gebeur? Hoekom en daai en ons het al hierdie goed, ek weet nie of God vir my lief is nie, of kry God my dalk nou in die hande? En as die vyand 'n vraagteken in dit in my lewe kan sit, het hy al klaar gedoen. Want dan spandeer ek weke lank om eers uit te probeer vind, is God vir my? En dan uiteindelik as ek die woord begin glo dat God vir my is, dan begin ek eers uit die storm uitkom. Wat eintlik God lankal wil gehad het, ek het jou oorwinning gegee oor dit. Ek wil vandag vir jou sê, as daar een ding is, moet nooit in God twyfel nie. God kan nie lieg nie. Hy is vir jou, hy is nie teen jou nie. Hoe kan ek dit sê? Sy woord sê dit. Hy kan nie lieg nie. Sê my saam met alles wat ek doen, nee, maar hy is vir my. My kinders maak my partykeer boos, maar ek is vir hulle. Ek help hulle, hoekom? Want ek is vir hulle. Ek staan by hulle, hoekom? Want ek is vir hulle. Ek gee vir hulle raad, hoekom? Want ek is vir hulle. Ek tigtig hulle soms, hoekom? Want ek is vir hulle. Want ek gee vir hulle om en ek is lief vir hulle. Maar ek kan ook nie altyd keer as hulle deur seer gaan nie. Maar dit beteken ek is nie vir hulle nie. And you got to understand, you are a child of God. He is for you and not against you. As God teen jou was, sou jy nie hier wees vandag nie. Kom ek dit vandag vir jou sê, as God jou vyand moes wees, sou jy nie hier gewees het vandag. Want die woord van Here sê, vreeslik is dit om te val in die hande van 'n lewende God, want hy is ook 'n verterende vuur. As God jou vyand was, sou jy nie hier wees vandag. Maar God is vir jou. En ek kan nie God se goedheid meet
aan hoe goed dit met my gaan in my lewe nie. Moet nooit die fout maak to measure God's goodness on my circumstances. God is good all the time. Of dit met my goed gaan en of ek deur storms gaan, hy bly goed. So jy moet vandag weet, God is vir my. Sê dit gou vir jouself, God is vir my. Nou sê dit wees asof jy dit glo. God is vir my. Prys die Here. God is vir my. Glo jy dit? Glo jy God is vir jou? God is nie klaar met jou nie. God is vir jou. Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Nou as ons net tot hier lees, dan klink hierdie na, hierdie is nou 'n awesome skrif. God is vir ons. God gaan vir my alles genadiglik gee. Ouens dink dadelik aan geld as hulle hierdie goed lees. Aan beter goed, maar dis nie waaroor hierdie skrif gaan nie. Want as lees nie die dinge in konteks nie. Kom ons gaan verder. Sê, wie sal 'n beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja, nog meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Besef jy wat hy hier sê, dat Jesus tree vir jou in, hy bid vir jou, hy tree vir jou in by die Vader elke liewe dag. Wanneer daar 'n beskuldiging inkom teen jou, wanneer die storms kom, wanneer die aanslag kom en daar 'n beskuldiging inkom, dan kom Jesus Christus. Hy sê, wie bring vandag 'n beskuldiging in teen die uitverkorene wat ek uitgekies het? Ek het dan die prys betaal sodat hulle nie die prys moet betaal nie. Wie bring vandag 'n beskuldiging in teen namens? Wie is dit wat vanmôre daag om in die hofsale van die ewigheid in te stap en 'n beskuldiging teen die uitverkorene? Ek is dit wat hom regverdig gemaak het deur my bloed. Halleluja! Besef jy wat vanmôre God sê? Hoeveel keer kom die vyand met beskuldigings dat jy's nie goed genoeg nie. Hy's dalk reg, ek is nooit goed genoeg. Maar ek is regverdig gemaak deur Jesus Christus en nie deur my werke nie. En hoekom sal hy nie, as hy sy seun vir my laat sterf het op die kruis van Golgotha, vir my nie ook alles genadiglik skenk, sodat ek geregverdig in Jesus Christus, onskuldig voor God kan staan, gewas en gereinig deur die bloed van Jesus Christus. En hy tree vir my in, en wanneer hierdie beskuldiging inkom, het ek nie eers nodig om myself te verdedig nie. Jesus staan vir my in by die Vader. Sê, Vader, hier is 'n beskuldiging teen ons kind. Die vyand sê dit en dit, maar ek het vir hom betaal, sodat hy vry kan wees vanmôre. Hy tree vir jou in. Die woord van hier sê, ek het nie 'n hoofpriester wat nie medelee het met my swakhede nie, maar een wat in elke opsig net soos ek versoek is, maar sonder sonde. Daarom kan ek vrymoedigheid hê om na die troon van genade te gaan, om op die regte tyd gehelp te kry. En ek het 'n hoofpriester wat weet hoe dit voel, om te voel soos wat ek voel vandag. Kom ons gaan verder. Hy sê, wie sal ons dan kan skei van die liefde van Christus? Verdrukking, of vervolging, of benoudheid, of honger, of naaktheid, of gevaar, of swaard. Soos geskrywe is, om u ontwil word ons die hele dag gedood, en ons is gereken as slagskape. Ja, ek is baie lief vir vleis. Maar as jy een van hierdie plaasboere se trokkies sien op wat slagpaal het, dan weet jy wat gaan met daai
daai livestock gebeur. Jy kry hulle jammer, totdat jy lus is vir braaivleis. Hulle is gereken as slagskape. Die vyand het gekom. Sê jy moet doodgemaak word. Maar hy sê ek het gekom, dat jy kan oorwinning hê. Here, ons word gereken, die wêreld haat ons daar buite. Die vyand haat ons. Mense sien nie altyd die mooie in jou lewe raak nie, want hulle wil jou slag. Die vyand wil jou slag. Maar hier is 'n belofte, hy sê, wie sal ons kan skei van die liefde wat daar in Christus, hierdie liefde wat jou geregverdig het op die kruis van Golgotha, en as hy dit saam met Jesus vir my dan nie ook die oorwinning gee, wanneer ek gereken word as 'n slagskaap, wanneer die benoudheid kom, wanneer die vervolging kom, dan weet ek, hierdie goed gaan my nie kan wegvat van Jesus af nie, en die liefde wat hy vir my gedoen het, en bewys het op die kruis van Golgotha, daar is niks wat my van hom af kan wegvat nie. Hoekom? Want hy tree vir my in en hy maak my regverdig. Ek tree dalk nie altyd op wanneer ek gereken word soos 'n slagskaap, soos 'n kind van die Here nie. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, daar's iemand wat vanmôre vir jou sê in 2026, daar's niks wat jou uit my hand uit sal kan ruk nie. Daar is niks, as ek dit alles vir jou gedoen het, op die kruis van Golgotha, as ek my lewe vir jou gegee het, vrywillig. Weet jy wat baie mense sê, hoe dit klink daar maar erg, dat die Vader sy eie seun doodgemaak het. Maar Jesus sê op 'n plek, hy sê, niemand neem my lewe van my af weg nie. Ek gee dit vrywillig. Because he knew the only way to save me was to give himself. Maar hoekom sal hy my dan nou los? Hoe is dit dat ek en jy dink, hierdie jaar is 'n moeilike jaar. Ja, dit is 'n moeilike jaar. Daar gaan storms wees. Daar gaan tye wees wat ek gereken gaan word as 'n slagskaap. Daar gaan benoudheid kom, maar niks gaan my kan skei van liefde van Jesus Christus nie. En al kom die beskuldiging, dan sê Jesus, wie bring nou beskuldiging in? Het ek dan nie die prys betaal nie? Het ek nie hom of haar geregverdig deur my bloed nie? Jy moet dit vanmôre verstaan, hoeveel keer probeer jy geregverdig raak deur jou eie pogings? Beteken dit ek moet nie try nie, nee, ek moet probeer. Ek moet vanmôre kom en ek moet aanvaar wat hy vir my gedoen het. Kom ons gaan verder. Maar in al hierdie, ek word nou gereken as slagskape. Maar in al hierdie dinge, wat se dinge? In benoudheid en vervolging en honger en swaar. Sê, ons wil meer as oorwinnaar wees. Maar jy wil nie iets oorwin nie. Jy wil nie benoudheid oorwin nie. Jy wil nie honger oorwin nie. Jy wil nie die swaar oorwin nie. Here, ek wil oorwin. Hierdie jaar, Here, wil ek nader aan die Here kom. Maar ek hoef nou nie meer Bybel lees nie. Here, ek wil hierdie vlees afsterf, maar ek wil ook net nie gaan vas nie. Ek sal dit doen terwyl ek Facebook, ja. Ek kan nou nie in live nie. Ons wil goed oorwin, maar ons wil nie ongemak hê nie. Ek wil nie 'n aanslag hê nie. Ek wil nie 'n storm hê nie. Want die oomblik as die storm kom, dan word God geblameer. Ek sê, Here, hoekom? Maar hy het nêrens vir my gesê, ek gaan nie in 'n storm kom nie. So ek wil vandag vir jou sê, ek weet nie wat uit 2026 in nie, maar ek weet wie hou dit.
En ek weet daar gaan beskuldigings kom. Ek sê doen profetie, dis die lewe. Maar as die beskuldiging kom, het ek iemand wat vir my intree by die Vader dag en nag, wat vir my kom en vir my instaan, wat die prys betaal het, die prys wat ek moes betaal. Want is ek skuldig aan die beskuldiging? Baie keer ja. Baie keer is ek skuldig aan die beskuldiging. Maar dan is ek geregverdig gemaak deur hom. Hy sê, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars. Deur wie? Deur hom wat ons liefgehad het. Want ek is verseker dat geen dood en lewe, engele of owerhede, of magte, of teenwoordige of toekomstige dinge, of hoogte of diepte, of enige ander skepsel ons kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus, ons Here, is nie. Nothing can separate me from the love of Christ. There will be no fire that will be able to separate me from Jesus. There will be no deep water that will be able to separate me from Jesus. There will be no sword that comes against me that will be able to separate me from the love that there is in Jesus Christ. Niks kan my skei van hom nie. Jy moet dit besef vanmôre. Jy moet dit besef vanmôre dat niks gaan my kan wegvat nie. Ek weet nie wat 2026 inhou nie, maar ek weet een ding. Dit gaan 'n goeie jaar wees. Want hierdie jaar behoort aan God, nie aan die vyand nie. Want God is die een wat dit gemaak het. God het die tye gemaak. Hy het die dae en die jare en die ure gemaak. Hy hou die aarde en die heelal in die palm van sy hand. Daar is nie een ster wat val. Daar is nie een mossie wat val. En daar is nie een haar van jou hoof af wat val. Dit is vir ons te groot om te dink. God sê, daar val nie een haar van jou kop af. Partykeer, ek dink die Here se engele, ek dink hy stuur die engele om die hare te tel. Partykeer daar in ons huis, toe met die haardroër besig is die ou besig. Maar dis 'n waarheid, God sê, ek tel die hare op jou hoof. Ek weet presies, ek toets jou niere. Ek toets jou hart. Ek ken die gedagtes van jou binnekant. Ek weet alles van jou af. Weet hoe jy werk, ek weet hoe jy dink, weet hoe jy gaan optree, ek weet alles van jou af. Maar meer is dit het ek jou gemaak en ek ken die potensiaal wat jy kan bereik wanneer jy besef wie vir jou is en nie teen jou is nie. Ek weet ook waarvoor ek jou gemaak het. Ek verstaan ook waarvoor ek jou geroep het vir hierdie jaar en vir hierdie seisoen vir my koninkryk. En ek weet dat ek 'n plan het vir jou, sodat my krag en my heerlikheid in jou lewe in hierdie jaar tentoongestel kan word, sodat mense gered kan word en siekes genees kan word en slawe vrygemaak kan word. Jy is nie net gered in die koninkryk om hemel toe te gaan nie. God has called you for a heavenly purpose, and the devil has tried and silenced you in 2025. But I believe this is a year that God is going to raise up a generation under the anointing of the Holy Spirit, people that will know that even in the storm, dit vat Sadrag, Mesach en Abednego en 'n vuuroond om 'n koninkryk te draai terug na God. Dit sou lekker gewees het sonder die vuuroond. As God 'n koninkryk kan terugdraai na hom toe. As Sadrag, Mesach en Abednego beland in die vuuroond. En toe kom die vyand en hy maak dit nog warmer. En terwyl ek voorberei vir oggend, sien ek in my gees hierdie jaar hoe God mense uit vuuroonde uitlei. Ek sien
hoe mense deur vuuroond omstandighede kom, deur rowwe omstandighede, deur 'n moeilike jaar. Vir baie was 2025 'n furnace geweest. Vir baie was dit 'n vuuroond geweest. Vir baie was dit 'n moeilike, maar dieselfde ding, dieselfde vuur wat die vyand aangesteek het God gebruik om sy heerlikheid tentoon te stel. En ek wil dit vanmôre sê, dieselfde ding wat die vyand in 2025 gebruik het om jou onder te kry, is dieselfde ding waaruit jy gaan stap. Of weet jy wat is wonderlik? Hulle het nie eens geruik na die rook nie. Daar was nie 'n haartjie geskroei op hulle nie, want toe hulle weer sien, toe staan daar iemand by hulle in die oom, soos 'n goeie seun. Halleluja! Het jy dit nie geweet nie? Want daar's iemand wat by jou staan wanneer jy in die vuur is. Normaalweg was jy veronderstel om dood te brand. Jy was nie veronderstel om hier te wees. Of iemand het sê dat die vyand het 2025 beplan om jou dood te maak. En die enigste rede hoekom jy vandag hier is omdat God gesê het, geen haar op hom en haar se hoof sal aangeraak word nie, want ek gaan hulle uit die vuur onthou. En terwyl ek voorberei, te sien ek in my gees hoe God mense, ek sien hoe hulle uit die vlamme uitstap, ongedeer, en in steede daarvan dat daar skande op hulle moes wees, omdat hulle in die vuur was, kom God en hy rig hulle op, en hy sê dat my heerlikheid sal oor hulle opgaan in hierdie jaar. Ek wil weet jy, hierdie is 'n jaar waar God mense uit 'n vuurwind uit gaan lei, en dit wat die vyand aangesteek het in 2025, gaan God omdraai vir sy heerlikheid. Ek glo dit met my hele hart, en ek weet wie is vir my. En ek wil vir iemand vanmôre sê, you are about to step out of the fire. Weet nie vir wie is dit nie. Ek vat dit vir myself ook. Maar ek wil iemand vanmôre vir jou sê, dat God sê, die seisoen het gedraai, en die vuurwind gaan verander. You're about to step out of the fire. The very thing the devil wanted to use to destroy you, God's gonna use to give glory to his name. Gaan nie vir jou glorie wees nie, gaan vir sy glorie wees. Ek wil vir iemand vandag vir jou sê, maak jouself gereed. Jy gaan uit die vuur uitkom. Maak jouself gereed, jy kom uit die vuur uit. En God draai 'n koninkryk om na die vuurwind. Sê, daar sal geen ander God gedien word as die God van Sadrag, Mesach en Abednego. En ek wil vandag weer sê, ek sê dit met baie versigtigheid. Daar was mense in 2025 wat gesit en wag het en wat die kole gegooi het in die omstandighede waarin jy gesit het, en hulle het gewag, en this is the same people, God's gonna use you to bring them back to his kingdom. Wil dit vir iemand sê vandag, dieselfde mense wat gesit en wag het dat jy moes ondergaan, is die mense wat deur God aangeraak gaan word in 2026, sodat hulle sy heerlikheid kan sien. Ek glo dit. Prys die naam van die Here. Ek lees, ek haas my om tot die einde te kom. Ons het nou Matteus 16 vers 18 gelees. Ek wil dit net uit die Amplified uit lees. Ek haas my om klaar te maak. Hy sê, and I tell you, you are Peter. Nee, ekskuus, ons het dit nie nou gelees nie. Jesus kom en hy sê vir hom, hy sê, op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die poorte van die hel sal dit nie oorweldig nie. God gee belofte dat daar is geen ding wat uit die hel uit kan kom, wat sy kerk gaan oorwin nie. En as jy dit nie vanmôre weet nie, die duiwel is nie agter jou huwelik aan nie. Hy is nie agter jou kar aan en nie agter jou werk aan en agter. He wants to destroy the calling God has in your life. Dit is die nommer 1 ding waar agter die vyand aan is. En hy sal die goed vat, of dit jou huwelik is en of dit jou kinders is, of daar waar jy vatbaar en tasbaar is. Dit is waar hy jou gaan vat.
Maar dit gaan nie oor daai goed nie. Jy moet dit verstaan vandag dat God has created you for His pleasure and for His purpose. There's a godly purpose on your life. And the devil, die pastoor Roef sê altyd dat the devil never fights a nobody. En die oomblik wanneer besluit jy nou net vandag, 2026 gaan ek die Here dien. Kyk bietjie wat gebeur daai week. Besluit net 2026, ek gaan meer van my finansies in die koninkryk insit. Kyk wat gebeur by jou werk, jy word sommer gedemout. Hoekom? Het gaan nie oor die geld nie. The devil doesn't want you to do something for the kingdom. Maar ek glo, kyk, laas jaar was 'n tawwe jaar. Kom ons wees nou maar eerlik. Dit nie seker nou nie vir almal nie, maar vir my was dit was 'n jaar. Was 'n jaar en 'n half. Hy het my moeg gemaak. Vyand het my moeg gemaak. En al was tye gewees wat ek gewens het, liewe Jesus moet maar eerder kom. Al was tye gewees wat ek gesê, Here, ek dink hierdie is 'n goeie tyd, as U nou kom, gaan ek dit nog maak. As U nie nou gaan kom, nie weet ek nie of ek dit gaan maak nie, want ek raak moeg. Maar was ek 'n tye gewees. Maar ek is hier omdat hy goed is. Maar ek weet waaroor het die fout gegaan. Het nie waaroor gegaan, dat het gaan oor God in me. It's about God in you. It's about the Spirit in you. It's about the kingdom of heaven. En as jy vanmôre kan besef wat se impak jy in die koninkryk kan maak wanneer jy in die roeping van God gaan instap. Maar ek glo dit dat God gaan in hierdie jare manne en vroue wat gesukkel het in hulle geestelike lewe in 2025 oprig in hierdie jaar met 'n nuwe vuur en 'n nuwe salwing, want die koms van die Here is voor die deur en daar is 'n sieleoes wat moet inkom. En ek wil vir iemand sê wat gesukkel het om te bid in 2025, kyk wat gaan God vir jou doen in jou gebedslewe in 2026, because you are about to step out of the fire. En ek wil vanmôre vir jou sê, ja, die vyand is los, die hel is los, al die goed, maar God gee belofte, hy sê, and I tell you, Peter, on this rock, I will build my church, and the gates of Hades, the powers and the internal regions shall not overpower it, or be strong to its. Dit gaan dit nie kan oorwin nie. Woord van die Here sê dat die poorte van die hel, dit beteken niks wat by die hel uitkom, gaan die kerk van God kan oorwin nie. Jy is deel van die kerk van Jesus Christus. You are the temple of the Holy Spirit. En hy gee ons 'n belofte dat no weapon formed against you shall prosper. Ek wil vanmôre sê, maar die probleem is, in 2025 het ons gesukkel om te erken dat God is vir my, maar ek wil vanmôre sê, as jy net vanmôre kan sê, God is for me and He has given me the victory. Dit beteken nie daar's die storms nie, but you are about to overcome a fire that you couldn't overcome in 2025. There is victory. Hallelujah. Daar is oorwinning vanmôre. Ek het die woord van die Here gebring. Jy moet nou opgewonde raak. Ek kan jou nie opgewonde maak nie. Ek wil iemand vanmôre vir jou sê, you are about to step out of the fire. With a new fire. Jy gaan uit die vuur uitkom met 'n nuwe vuur. God is about to anoint some people in 2026. There's a new anointing that is coming in this year. Daar gaan 'n krag van God uitgestort word. En ek wil vanaf weer sê, ek ervaar dit in 'n silent, innerlike plek. Something's going to happen within first. Ek ervaar daar's 'n innerlike herstel wat kom in hierdie tyd. God's going to do restoration inside of people so that they can hold the fire of the Holy Spirit. Staan op jou voete saam met my vanmôre. Kon net jy met daar waar jy nou staan sê, Here, dankie dat jy my uit 2025 uitgebring het. Dankie dat die vuur my nie geskroei het nie. Maar Here, dankie dat ek uit die vuur uit kan stap.
This is my year where I'm gonna see the anointing of God. Wil dit vanmôre vir iemand sê, jy het gedink jou roeping is verby. You thought, jy het gevoel jy hou in grashalmpies vas aan jou roeping. Ek wil vanmôre vir jou sê, God is about to do a new thing in your calling. There's a level of God's anointing that's coming your way that you have not experienced before. And this is not going to be for a feel-good thing. It's so that His power and His glory can be displayed in you and through you. Vader, dit net vanmôre sê, Here, dankie dat ek uit die vuur uit kan kom. Dankie, Here. Ek weet nie wat U gaan doen nie. Ek weet nie hoe U dit gaan doen nie. But I trust you. En dankie dat U vir my is en nie teen my is nie. Dankie, dit maak nie saak wat die vyand nog gaan probeer in hierdie jaar nie. Ek het dit reeds oorwin in Jesus Christus. Ek is meer as oorwinnaar deur Jesus, nie deur my nie, deur Jesus. Deur Jesus. Deur Jesus. Deur Jesus. Namashakatayandai. Prys die Here. Vader, ek bid vanmôre dat elkeen in hierdie plek, in hierdie dag, in hierdie week, in hierdie maand, die krag van God in hulle lewe sal beleef. Here, ek bid dat daar 'n acceleration gaan kom in hulle lewe. Ek bid dat daar 'n vinnige vorentoe gaan sal kom. Ek wil bid dat die Here deure oopmaak wat daar nie deure is nie. Ek wil bid dat die Here vure doodmaak wat daar vure is. Ek wil bid dat die Here mense gaan oprig wat die vyand afgeskryf het of die mens afgeskryf het tot die dood toe, dat die Here hulle gaan oprig met 'n kragende salwing van die Here. Ek bid dit nou in Jesus naam, dat die Here vanmôre mense sal aanraak met 'n nuwe moed en 'n nuwe vuur en 'n nuwe krag in Jesus naam. Amen. Prys die Here. Prys die Here. Ek vra